verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid, halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Een baie hartelike goeie naam aan elke kruiskyker reg oor Suid-Afrika en waarheen hierdie ook al gaan. Baie dankie dat julle ingeskakel het by The Light Ministries Newcastle se Sondag aand 8:00 is ons saam met jou daar in jou sitkamer. Waar jy ook al kyk, dit is vir ons 'n baie groot voorreg om met jou te kan gesels, hoor, en ons is maar net, ons geniet wat ons doen. As dit jou eerste keer is, baie welkom. Ek wil sommer sê, voordat ons begin, julle sien ons konferensie advertensie, 18 tot 20 April, hier in KZN Newcastle, tent konferensie. Ons nooi jou, ons maak plek. Die plek waar ons het hou is reeds vol bespreek, alhoewel, hulle gaan dan moontlik vir ons nog plek maak. As jy dalk 'n tent of 'n karavaan het, kom ouens, kom trek saam met ons op en kom hou saam met ons konferensie. Baie dankie in elk geval weer eens dat julle inskakel en vir die terugvoering wat ons kry, mag die Here vir jou baie ryklik seën. En ek sê dit baie, my vrou sê dit, hierdie gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor Jesus Christus en hom alleen, God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees. Dit gaan oor hulle, nie oor ons nie. En ek gaan vanaand met jou gesels, baie bekende gedeelte daaruit 1 Konings 19. En Agab het aan Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles. Hoe hy al die profete, dis nou Isebel se profete gedood het. Daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan doen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. Hy het in Berseba in Juda aangekom en hy daar sy dienaar laat agterbly. Berseba beteken the place of God, die plek van God. Maar, vers 4, self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder die besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. Hy het gesê, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan lê en raak onder 'n besembos aan die slaap en kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op en eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy koppenend 'n broodkoek op warm klippe gebak, 'n kruik water, en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir 'n tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Hy het opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag
van die voedsel 40 dae en 40 nagte lang geloop tot by die berg van God, Horeb. En hy het daar in 'n spelonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Nou, ek gaan net aan die begin van hierdie pragtige gedeelte met jou gou 'n paar oomblikke net iets deel wat ek glo vir jou van groot seën en waarde gaan wees. Dat ek net gou vertel. Julle weet, die alombekende 1 Konings 18, die vorige hoofstuk, die geestelike konfrontasie tussen Elia en die Baalpriesters. Nou, 'n ding wat in daardie hoofstuk my opval, is die afgebreekte altaar en die 2 profete wat Jezebel, sy het die altaar afgebreek en ek het by geleentheid al gesê that Jezebel was a prophet slayer. She wanted to silence the voice of the prophets. Op daardie dag het Elia met die reuk van rook in sy kleed, het hy amper 900 Baalpriesters, die profete van Jezebel, het hy doodgemaak. Hy het van hulle 'n verleentheid gemaak. En dat ek net goed daar stop, het die vyand daarom 'n manier om te probeer van my en van jou 'n verleentheid te maak. Maar wat vir my wonderlik is, elke dag wat ek en jy opstel in die naam van die Here, is maak ons eintlik van die vyand 'n verleentheid. Bybel sê dat net nadat hy hulle geslag het hy gegaan na die berg en hy het gebid vir water. 6 keer gaan sy boodskapper uit. Elke keer sê hy, daar is nie teken van reën nie. Die 7de keer sê hy daar. En ek het 'n wolk gesien, so groot soos 'n man se vuis. En die volgende oomblik in die geleesde gedeelte, stuur Jezebel 'n boodskap na Elia. En sy sê vir hom, mag die gode gee dat môre hierdie tyd ek aan jou sal maak wat jy aan my gedoen het. Laat ons mekaar verstaan, en dit is baie noodsaaklik dat jy dit duidelik sal verstaan, dat Jezebel en Elia het mekaar nooit persoonlik met mekaar gesels rondom hierdie aangeleentheid nie. Daar was tussen Jezebel en tussen en Elia was Ahab daar. She ruled the kingdom through the king. Ek wil vir jou sê vanmorgen, die Bybel sê dat toe Elia die woord kry, dat sy hom gaan vermoor, toe vlug hy. En luister gou hierna. Die Bybel sê, en hy het 'n dagreis in die woestyn ingegaan en onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy kon sterwe. Nou ek weet daar is pastore wat kan vereenselwig met dit wat ek nou gaan sê. Dat baie keer man het ons sulke goddelike tye in die Here, net om die volgende dag te sê, my God, waar is U? Ek weet nie of jy dit al ervaar het, dat jy baie keer in die oorwinning is net om die volgende dag te ervaar, oh my God, hoor U my nog? En dit is presies wat met Elia gebeur. En hierdie ding is vir my baie belangrik. Die Bybel sê, hy het gaan lê onder die besembos. Hoor gou baie mooi. En hy hoor 'n stem by sy voeteneind, 'n engel, wat met hom spreek. En vir hom sê, word wakker.
En by sy voete, by kop en end, was daar 'n warm broodkoek op warm klippe. En daar was water in 'n kruik. Nou ek en jy weet dat Johannes 6 vers 48 bevestig Jesus dat ek is die brood van die lewe. Hy bevestig in Johannes 4 vers 13 aan die Samaritaanse vrou dat as jy van hierdie water drink wat ek jou sal gee, sal jy nooit weer dors hê nie. So hy spreek homself uit as die brood van die lewe, as die strome van lewende waters. Ek wil hê iemand op kruis kyk wat vandag kyk, moet hoor wat Pastor Kelvin sê, dat dieselfde God wat saam met hom op die berg was ook dieselfde God wat saam met hom in die wildernis was. Hy is die God wat vir jou sal los as die hel om jou losbreek nie. Ek wil net dat jy sal hoor. Die Bybel sê dat hy weer gaan lê en vir 'n tweede maal maak die engel wakker. Net wil net dat jy sal hoor vanmôre of vanaand. Hy het opgestaan en hoor hierdie. If you have never believed in the supernatural, this is nothing less than the supernatural move of God. Hoor gou so. En hy het opgestaan, geëet en gedrink vir die tweede keer. Hoor gou so. En deur die krag van hierdie voedsel het hy 40 dae en 40 nagte gestap tot by die berg van Horeb. O mense, ek lees van geen ander plek in die Bybel waar iemand 'n mens in die woestyn is, behalwe Jesus homself in die Nuwe Testament, waar jy 40 dae en 40 nagte, 'n sterpende koue in die nag, 'n ontsettende hitte in die dag, stap sonder kos, sonder water, want wat God vir jou gegee het onder die besebos was so kragtig dat dit al 40 dae gedra in die woestyn. How big is God? There is nothing less than supernatural. Ek wil vir iemand sê, hy gee nog steeds van die vermoeide nuwe krag. Halleluja. Hy maak nog steeds jou jeug soos die van 'n arend. Iemand moet hoor vanmôre dat die God van Elia het nie verander nie. Hoor mooi. Tot by die berg van God. Horeb. Horeb was die ander naam vir Sinai. Die berg waar Moses opgegaan het toe hy die kliptafels gekry het en hy ontmoet God op 'n bonatuurlike wyse. Hy stap terug en dit was by die hande van daardie berg waar hulle 'n goue kalf opgerig het. Waar die vyand probeer, come on, devil, you're a liar. Hy probeer God wees aan die hange van die Sinai-berg en hy laat 'n goue kalf bou dat hulle hom kan aanbid. En Moses breek die kliptafels by Horeb of by Sinai, noem het wat jy wil, dis dieselfde berg. En hy breek dit en hier is die wonderlike ding. This is supernatural. En Moses draai om en hy gaan terug vir 40 dae. As hy by daardie berge en hy kap en buitels, kap die wette uit op kliptafels. En die Bybel sê, and he descended and with angels, bonatuurlik, kom Moses van die berg af, en hier kom Elia, 'n paar 100 jaar later, kom hy by dieselfde berg aan. Halleluja, al 40 dae, wat God vir hom gevoed het.
en hy voed hom met brood en met water wat hom sustain vir 40 jaar lang. As hy by die berg hoor en hy gaan in 'n grot in en vir die eerste keer hy hoor die stem van 'n engel wat vir hom sê daar is jou brood en daar is jou water. Maar na 40 dae, 40 beteken tribulation, na 40 dae, wil ek vir jou sê, toe wag God vir hom. Ek wil vir jou sê, as die hel om jou losbreek, hy is met jou. Gaan jy deur die waters, hy is met jou. Gaan jy deur die vuur, hy is met jou. Weet wat sy woord will sustain you. Sy woord sal jou deurdra. Dis die God wat ek en jy vanmorgen dien. Halleluja. Hy kom by hoor, hy gaan in 'n spelonk in 'n grot. And God breaks the silence. En God sê, wat maak jy hier, Elia? Wow. Come on. Ek moet my nou dwing om nou nie verder te gaan nie, want dan gaan ek 'n paar uitsendings van jou tyd moet vat net om hieroor te praat. Maar iets gebeur in vers 15, ek kan dit dalk miskien vir jou noem. Hoor wat sê die Here vir hom. Die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan salf Hazael as koning oor Aram. Kyk gou vir my, luister vir my mooi. Toe Elia die wildernis ingaan en hy vlug vir sy lewe, was dit Elia se bedankingsbrief as profeet, toe hy gesê het onder die besembos, dat sterwe, hy sê dit is genoeg, neem my siel weg. Dit was die bedankingsbrief van Elia gewees. But on verse 15 van 1 Kings 19, God reinstates Elijah, hy stel weer in diens. Hy sê, gaan terug, jy kan gehardloop, gaan terug van die plek waar jy gehardloop het, en gaan salf vir my 'n nuwe koning, en gaan sê vir Jezebel, so sê die Here van die leerskare, by die skans van Israel, sal die honde jou bene eet. Ek wil vir iemand sê, wat vanaand na hierdie uitsending kyk, God will sustain you. Ek dien dieselfde God van Abraham, Isaac en Jacob, ek dien dieselfde God van Elia, wat vanaand vir jou sê, I will sustain you. Ek vat nie altyd die stryd van jou al weg nie, ek vat nie altyd die storm van jou al weg nie, but I will sustain you. Ek sal jou deurdra, jy sal symptome hê, maar jy sal nie sterwe nie, jy sal nie lekker voel nie, maar jy sal nie sterwe nie, jy sal moeg word, maar ek sal jou krag gee, weet dit kan van die Here, with the power of God, and the ability of the Holy Spirit. I need to tell you tonight, in the name of Jesus, that the Spirit of God will sustain you. Hy sal jou deurdra, hy sal jou oplig, en hy sal daar wees, waar die hel losbreek. Daar sal God se gees wees. Ek wil vir jou sê, ek voel die salwing van die Heilige Gees. Ek voel die krag van die Heilige Gees. En ek wil vir jou sê vanaand in slotte, word jy goed baie mooi wat persoon Calvin vanaand vir jou sê, luister, God het by jou plan. Vanaand kom jy op, weet jy wat is my so awesome van Horeb? Dit was in Moses se geval ook so, wat hy val God, en hy breek die kliptafels. Horeb is the place of new beginnings. Joh, dit was by Horeb, waar Elia dieselfde stem hoor, as wat Moses honderde jare voor hom gehoor het. Moses hoor 'n stem by die brandende braambos wat sê, ek is. Hy sien die krag van die Here op die berg van Horeb, op die berg Sinai. En Elia kom by daai keer het 'n botsing met God. O, hy het 'n botsing met die Here. 'n Snaaks dat God hier praat van Damaskus. O, ek moet my nou, as ek gaan oor my tyd gaan. Damaskus was ook die plek waar Saulus Paulus geword het, oor by Regheidstraat. Ek wil vir jou sê, God het by jou afspraak, hierdie aand vanaand, vir jou sê, Jan by Bos, ek wil vir jou bid, Vader, baie dankie, dat ons vanaand na jy toe kan kom, en Here, of jy nie vanaand in die oggend uitgestuur word, vanaand vanoggend, dit mag nie saak nie, maar ek vanaand bid in die naam voor wie elke knie sal buig, dat hierdie luisteraar sal weet, dat God is 'n God van tweede kanse, God is 'n God wat ons so vinnig weggooi, as wat mense ons
weggooi nie. Ek bid vanaand, Here, aan die hand toe voor wie elke knie sal buig en voor wie elke tong sal bely dat U God is. Here, ek sê vir U baie dankie dat U werk sonder die toedoen van 'n mens se hand. En Here, U gryp 'n ewige gryp vanaand. En U vat 'n ewige vat vanaand, Here. En ek bid vir hierdie persoon wat kyk, Here, dat ons sal vashou in hierdie betroubare woord. Here, dat alles sal verbygaan, maar die woord van God sal tot die ewigheid bly. Dankie dat ons vanaand kon gesels het oor die woord. En ek bid dat dit sal rema word in die harte. Ek bid, Here, dat U vanaand sal stil staan. Here, 'n moeder wat bid vir 'n kind wat aan dwelms verslaaf is. Here, 'n man wat bid vir sy huwelik. 'n moeder wat ween vir haar dogter, wat ween vir haar huwelik. 'n man en 'n vrou wat bekommerd is oor hulle besigheid. Here, o Here, U is dieselfde God, Here Jesus, wat 'n brood sit op 'n warm klip. Here, wat water in 'n kruik in sit, Here, wat water uit 'n rots het laat bars, Here. Dis die God wat ons dien. En ek bid dat dit sal lewe word in hierdie luisteraar se lewe. Is my gebed in Jesus naam en ek dank U daarvoor. Amen. Baie dankie dat julle geskakel het. Ons gesels vanaf weer. Die Here seën vir julle en onthou Jesus het jou lief hoor. Totsiens.